Goeiedag, ek is Gerard van die kerk, wat saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span is, en vandag lees ons Eksodus 28. En hier word gefokus op die priesterlike klere wat Aaron en sy seuns moes dra, wanneer hulle in God se teenwoordigheid dien. En ek besef net nog eens, God is heilig, en hy bepaal hoe ons as mense hom moet nader, deur 'n middelaar wat die volk voor hom verteenwoordig, wat ons voor hom verteenwoordig. En Eksodus 28 wys net nog eens vir ons dat een God is heilig, en ons het 'n middelaar nodig. En die volk, daai tyd was dit Israel, vandag ons as die bruidskerk, word voor God verteenwoordig. Israel deur die hoëpriester en die priesters, en ons deur Jesus Christus. En dit wys vir my vooruit na Jesus Christus, wat ons volmaakte hoëpriester is. Hy is die een wat ons na God toe bring en wat ons heilig maak. Ek wil graag met jou 'n paar gedagtes deel aangaande die teksgedeelte. Eerstens lees ons in verse 1 tot 5 oor die aanwysing van Aaron en sy seuns as priesters. Nou, priesters moes uit die stam van Levi kom, en hulle moes afstammelinge van Aaron wees. Die priesters het dus 'n groter verantwoordelikheid as die Lewiete gehad. Aaron was natuurlik die hoof van al die priesters en die Lewiete, maar die hoëpriester kon slegs uit sy direkte nageslag kom, in sy direkte bloedlyn. Dan lees ons in die res van die verse, die klere van die hoëpriester. Eers lees ons in vers 6 tot 14 oor die efod, dan verse 15 tot 30 oor die borsplaat van beslissing met die 12 stene met die name van die stamme op, dan verse 31 tot 35 oor die rok en die klokkies aan die soem, en verse 36 tot 38 die tulband met die goue plaat wat sê heilig aan die Here of gewy aan die Here. En dit laat my dink, want ons lees in die vorige hoofstukke oor die tabernakel. En nie net moes die tabernakel gewy wees nie, en die tabernakel verteenwoordig die woonplek van God onder Israel, maar ook moes die wat in die tabernakel diens doen, waardig en eerbiedig nader en optree. En dit sê vir ons, heiligheid is noodsaaklik. En die klere wat ons hiervan lees, simboliseer reinheid en afgesonderdheid tot die Here. Dan laat dit my dink aan Hebreërs 5 vers 1 tot 4, wat ons die rol van die hoëpriester lees. En ja, God stel 'n middelaar aan, die priester tree namens die volk op. En God dra sy volk op sy hart, die 12 stene, die borsplaat verteenwoordig Israel, vers 29. Daar is baie ander goed wat 'n mens rondom hierdie kan sê, maar ek gaan volstaan met dit. Dan lees ons in verse 39 tot 43 oor die klere van die ander priesters. En elke detail wys op die heiligheid, die orde, wat daar voor God moet wees, en verteenwoordig ook, of wys ook, dat hierdie priester verteenwoordig nie net homself nie, maar die volk voor God. Laat my dink aan Jesaja 61 vers 10, waar daar gepraat word van klere van heil. En ek lees die teks, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met juwele. Is dit nie wat Jesus vir ons kom doen het nie? Gehoorsaamheid in detail is belangrik. Selfs die klein instruksies wat God hier gee, is belangrik voor God, as ons om heilig en met eerbied nader. En dan natuurlik sê dit ook vir my iets van dat diens aan God vereis voorbereiding. Ons kan nie God op 'n ligsinnige manier nader nie. Hy is heilig, ver bo wat ek en jy kan besef, kan begryp. Hierdie gedeelte wys my heen op Jesus Christus. Jesus is die volmaakte hoëpriester vir ons. Lees gerus Hebreërs 4 vers 14 tot 16 en Hebreërs 8 vers 1. Wat dui dat Jesus vir ons intree by God. Maar wat vir my kosbaar is, soos die hoëpriester die borsplaat moes dra Jesus ons ook op sy hart. Hy ken ons en
persoonlik en dra ons persoonlik voor God en is ons middelaar voor God. Jesus het ook die volmaakte heiligheid vir my en jou om as middelaar op te tree tussen ons en 'n heilige God. Die priesters was gebrekkig, maar Jesus was sonder sonde. En deur Jesus Christus het ek en jy direkte toegang tot God. Ons het nie meer aardse priesters nodig nie. Ons hoef slegs na Jesus te keer. Maar ons word ook in Jesus nou aangestel as priesters. 1 Petrus 2 vers 9. Ons dien God en verteenwoordig hom as 'n koninklike priesterdom hier op aarde. En Jesus maak ons dan ook heilig en aanvaarbaar voor God. Kom ek en jy oorweeg binne vandag. Leef ons heilig en afgesonder vir die Here. Eer ons lewens God, nie net ons woorde nie, ons dade. En onthou ek en jy waar ons beweeg, het sy in ons werkplek en ons huise, dat ons God verteenwoordig, dat ons sy naam dra en verteenwoordig in die wêreld. En dan soos Jesus ons op sy hart dra ons ander op die hart en tree in vir hulle by God. Neem ek en jy ons verhouding met God ernstig op. Vader, ons Here God is heilig en waardig. Gee ons om die eerbied wat hom toekom. En dan dien ek en jy God met toewyding, nie halfhartig nie, maar doelbewus. Groete en seënwense vir jou dag.